Tydelike werksdienste, TES, word dikwels in misterie gehul. Baie mense verstaan hul rol in die arbeidsmark verkeerd. Kom ons ontrafel die kompleksiteite van TES en ontdek waarom dit noodsaaklik is in Suid-Afrikaanse arbeidsreg. In 'n tydelike werkverskaffingskontrak is daar tipies 3 partye betrokke: tydelike werkverskaffingsdiensverskaffer, TES, die arbeidsmakelaar of agentskap wat die werker formeel in diens neem en hulle toewys om vir 'n kliënt te werk. Werknemer, tydelike werker, die individu wat 'n dienskontrak met die TES-verskaffer aangaan en fisies onder die toesig en beheer van die kliënt werk. Kliënt, die entiteit of maatskappy wat 'n kontrak met die TES-verskaffer sluit vir die verskaffing van arbeid. Alhoewel die kliënt nie die werker aanvanklik direk in diens neem nie, kan die kliënt ingevolge Suid-Afrikaanse wetgewing, veral na 3 maande van plasing, vir baie gevalle as die werkgewer beskou word. Doeleindes. Die TES is verantwoordelik vir administratiewe take soos betaalstaat en basiese nakoming, maar die kliënt is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik om te verseker dat die werknemer se regte gerespekteer word. Belangrike wetgewende bepalings soos artikel 108 en 90 van die Wet op Arbeidsverhoudinge reguleer hierdie verhoudings om misbruik te voorkom en aanspreeklikheid te verduidelik. Ten slotte, 'n tydelike werkverskaffingsdienste reëling behels 3 hoofpartye: die TES-verskaffer, die werknemer en die kliënt. Elke party het verskillende rolle, maar arbeidswetgewing verseker dat werknemers se regte beskerm word, veral teen uitbuiting. Dankie dat u by ons aangesluit het.